Goeiemôre vriende, ons is die Here innig dankbaar dat ons andermaal weer kan saam wees so rondom sy woord. Nou, kan nie glo dis alreeds die 1 Mei 2024 en is eintlik aangrypend om te dink dat hierdie jaar so vinnig verbyspoed. Die dae, weke, maande en jare vriende spoed verby en elke dag is 'n dag nader aan die dag van ons dood en die dag van rekenskap. Maar ons het vanmôre nog 'n geleentheid om met God se woord stil te word. Die Bybel sê vir ons in Klaagliedere 3 vers 22 en 23 dat die barmhartighede van die Here ken geen einde nie. Hulle is elke môre nuut. Die trou van die Here is groot. En ek vra jou vanmôre, skuil jy by die Here? Kan jy vanmôre sê hy's my koning en hy's my redder? Weet dan dat sy barmhartighede het geen einde nie. Hulle is elke môre ook nuut vir jou en vir my. Nou vriende, ons gaan vanmôre so 'n bietjie aangaan met hierdie aktuele reeks en vanmôre praat ons bietjie oor die gedagte: waar is my siel as ek sterwe en waarom moet die liggaam later opgewek word? Nou dis 'n uitvloeisel van 'n boodskapie wat ek so tyd terug gebring het oor wat word van my geliefdes as hulle sterwe. Daar is mense wat sekere vrae gevra het wat nie altyd die hele saak goed verstaan van die siel en die liggaam nie. En wil ek begin deur vir u aan te beveel om 1 Korintiërs 15 te lees. Nou 1 Korintiërs 15 staan bekend as die opstandingshoofstuk in die Bybel. Daar is so 58 verse en 'n baie besondere hoofstuk in die Bybel wat vir ons baie leer rondom die gedagte van dat die saad eers in die grond moet val en ontkiem voor dit vrug kan dra. Ons moet sterwe, ons moet hierdie aardse lewe aflê om dan die heerlikheid tegemoet te gaan. Daarom gaan ons vanmôre 'n bietjie kyk na die gedagte as 'n uitvloeisel van daardie boodskap: wat word van my geliefdes as hulle sterwe? En ons gaan die vraag beantwoord: waar is my siel as ek sterwe en waarom moet die liggaam later opgewek word? Nou ek wil begin deur vir u te sê, vriende, daar is in die Christelike kerk so bietjie uiteenlopende opinies oor die saak, nie omdat die Bybel nie duidelike uitspraak lewer nie, maar omdat mense 'n uitkom soek wat die Bybel nie vir ons gee nie. Daar is 'n groep in die kerk van die Here wat reken dat as ons sterwe, gaan ons almal in 'n tipe van aanhalingstekens in 'n sieleslaap. So met ander woorde, ons almal gaan in die graf, daar gaan ons lê, ons gaan slaap, ons gaan rus in aanhalingstekens en dan wag ons vir die finale oordeel waar die Here dan almal gaan opwek en 'n sekere deel hemel toe gaan stuur en 'n sekere deel hel toe gaan stuur. Ander glo weer, vriende, dat mense die oomblik as hulle doodgaan, hulle dadelik geoordeel word en dadelik na hulle ewige bestemming gestuur word, na die hemel toe of die hel toe. Daar is nog ander wat beweer wanneer 'n mens sterf, dat hulle siele of geeste na 'n tydelike hemel of hel gestuur word om te wag op die finale opstanding of die finale oordeel en die finaliteit van hulle ewige bestemming. So die vraag is net, wat sê die Bybel oor hierdie bepaalde saak? Nou vriend, ek dink in die eerste plek moet ons vir mekaar sê dat die mens gaan sterwe. Die Bybel sê vir ons in Hebreërs 9 vers 27, dis die mens bestem om eenmaal te sterwe en daarna God se oordeel. Maar as ons die Bybel gaan bestudeer, dan kom ons baie duidelik agter dat die Here vir ons sê dat die oomblik as die gelowige of die kind van die Here sterwe, hulle siele na die hemel geneem word of na 'n bewaringsplek, soos ons sien in die geval van Lazarus daar in Lukas die 16de hoofstuk. Nou vriende, vir die gelowiges beteken dit om weg van die liggaam af en by die Here tuis te wees. U kan gaan lees 2 Korintiërs 5 vers 6 tot 8 en Filippense 1:23 en ook dan die 1 Korintiërs 15 gedeelte, 1 Tessalonisense 4 vers 13 en verder. Dit is baie duidelik, vriende, dat kinders van die Here dan ook by die Here sal wees. Hulle siele, hulle liggame gaan in die graf, maar dan gaan 'n stadium plaasvind waar die Here die siel en die liggaam met mekaar gaan verenig en die kind van die Here sal dan vir ewig by die Here wees. Wanneer gaan dit plaasvind? Aan die einde van hierdie aardse bestel. Ons weet nie presies wanneer dit gaan wees nie, maar een ding weet ons seker, is dat die Here vir ons sê as ons sterwe en ons ken hom, sal ons siele by hom in die heerlikheid wees, in hierdie bewaringsplek, in hierdie plek van vreugde soos ons sien, wat Lazarus ervaar het na sy sterwe, en dan sal daar 'n oomblik plaasvind wanneer ons liggame uit die graf opgewek sal word, en ons verheerlikte liggame sal ontvang. Jy moet onthou, daar is 'n verheerlikte liggaam wat wag vir die kind van die Here, wat ook die heerlikheid van die hemel sal beleef, en hierdie grootheid van God sal kan beleef sonder dat ons sterwe. Die Bybel sê vir ons, in die tyd van Moses hulle en ook vandag, as iemand God sien, sal hulle sterwe. Die Here moet vir ons 'n verheerlikte liggaam gee, sodat ons in sy teenwoordigheid kan bly leef
om sy heerlikheid te aanskou vir tyd en vir ewigheid. Die Bybel is baie duidelik daaroor, as die ongelowige sterwe, vriende, gaan hulle onsterflike liggaam kry. Ja, hulle siele, sê die Bybel volgens Lukas 16, gaan na die plek van pyniging. Hulle gaan na hierdie plek waar hulle smart beleef. Dis nog nie die hel nie, maar is alreeds soos 'n voorsmaakie van dit wat vir hulle voorlê. Die ewige afgryslike oordeel van God wat gaan voorlê. En aan die einde van tyd sê die Bybel, Openbaring 20, wanneer hierdie finale oordeel van die goddelose gaan plaasvind, gaan hulle liggame opgewek word, hulle gaan onsterflike liggame kry, en dan God se ewige oordeel beerwe. Verskriklik om daaraan te dink, dat daar aan die einde van tye so 'n plek gaan wees vir mense wat Christus verwerp. En baie keer sê mense vir ons, ja, julle Christen is wreed, en God is wreed om so 'n plek van pyniging vir mense voor te berei. En ek dink nie dis so nie. As ons dink, wat doen mense vandag met Christus? Mense laster die God wat hemel en aarde geskaap het. Hulle bespot die seun van God, die sondelose volmaakte wat sy lewe aan die kruis vir sondaars gegee het. Hulle praat van hom asof hy 'n hierjy is. God het sy volle toorn uitgestort op Christus om dan die sondedraer te wees. En die meeste mense, vriende, wys vinger na hom, belaster hom, gebruik sy naam as 'n vloekwoord. Hulle is lief vir sonde, hulle vergryp hulle aan sonde, hulle weier om God se woord te gehoorsaam. Daarom dink ek dat die hel, God se ewige oordeel, sal net 'n regverdige straf en oordeel wees vir die goddelose. U moet tog nie dink as u sterwe, gaan u ophou bestaan nie. U moet tog nie dink daar gaan 'n vage vuur wees, waardeur u na u dood deur 'n reinigingsproses sal gaan nie. Die Bybel praat vir ons en praat baie duidelik van die opstanding van die geseëndes of die heiliges, en dan die opstanding van die veroordeeles of die ongelowiges. En u kan gaan lees, daar in Matteus 23, 24, 25, Openbaring is vol daarvan, dat die Bybel vir ons leer, daar gaan hierdie opstandings plaasvind. So kom ons beantwoord gou die vraag, waar is my siel as ek sterwe? As jy kind van die Here is jy onmiddellik in die teenwoordigheid van God. Hierdie bewaringsplek voordat die hemel, die nuwe hemel en die nuwe aarde gevestig gaan word, waar Christus in geregtigheid sal heers. Jy kan daarvan gaan lees in Lukas 16. En wanneer die finale oordeel plaasgevind het, sal die siel en die liggaam met mekaar verenig word en sal ons 'n verheerlikte liggaam ontvang waar ons vir ewig by die Here sal wees. Aan die ander kant, as die ongeredde sterwe, sê die Bybel vir ons, sal sy siel ook in 'n bewaringsplek gaan, 'n plek van pyniging, 'n plek waar daar 'n smarte sal wees, maar ook hierdie finale opstanding wat gaan plaasvind, sal hy 'n onsterflike liggaam kry en dan ook God se ewige straf beleef. Geweldig om daaraan te dink. Vriende, een ding wat duidelik uitstaan in die skrif, na die dood kan daar nie 'n verandering wees van plek nie. Die geredde kan nie oorgaan na die plek waar die ongeredde is nie, en die ongeredde kan nie oorkom na die plek waar die geredde is nie. So as jy sterf, die Bybel sê, soos die boom val, soos hy sal hy bly lê, soos jy sterwe, soos hy voor God gaan staan, so sal jy geoordeel word. Daarom is belangrik dat ons die woord van die Here ter harte sal neem wat vir ons sê, vandag as jy die stem van God hoor, verhard jou hart nie. Luister vriende, die oordeel is nie 'n grap nie, die oordeel is nie wensdenkery nie, die oordeel is nie om jy bang te maak nie, die oordeel is 'n feit in God se woord opgeteken. Die Bybel sê vir ons dat God rekenskap van ons gaan vra oor hoe ons op sy aarde geleef het. Hy is die skepper, hy is die eienaar van hierdie aarde, hy is die eienaar van jou lewe. Die asem wat jy inasem, gee hy vir jou, daarom het hy die volste reg om aan die einde van hierdie tyd en lewe van jou rekenskap te eis. Hy het ook sy seun gestuur, sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Hy het sy Heilige Gees gestuur, sodat die gereddes kan lewe in die weg van heiligmaking. Vriende, hy het vir ons sy waarheid en sy woord gestuur, sodat ons nie onkundig gelaat sal word vir hierdie dag van oordeel nie. Daarom, lees die woord. Ek pleit by u dat u nou die welaangename tyd van God se genade sal raak sien en sal weet dat jy met sekerheid kan sê, ek sal in die heerlikheid van die hemel wees ek sterwe, omdat Christus so in sy woord sê. Mag die Here vir u genade gee. Ek hoop ek het vir u so 'n paar vrae ekstra beantwoord wat u miskien oor geworstel het, en gaan lees asseblief 1 Korintiërs die 15de hoofstuk. Gaan vir u so baie antwoorde gee waar die verganklike en die onverganklike baie duidelik vir ons uitgebeeld word, en waar ons weet dat die Here ook hierdie verganklike, hierdie sterflike liggaam moet vervang,
met die onsterflike, die onverganklike, sodat ons vir ewig in sy heerlikheid kan wees as ons gered is, die hartseer aan die ander kant vir hulle wat die Here nie ken nie, die ewige oordeel wat hulle sal ontvang. Mag die Here u seën met wysheid en mag u die welaangenaamheid van God se genade aangryp en mag u roep om genade, redding, verlossing en die wonderlike vreugde van kindskap in Christus ervaar. Groete vir u, mooi dag verder, tada.